lees uit Johannes 2 vanaf vers 13 af lees ons. Nou, ons het 'n redelike fris gedeelte om te doen vandag. En ek het besluit en het goed gedink om dan die gedeeltes wat ons gaan lees op te deel in 3. So ons gaan 3 verskillende gedeeltes doen, wat ons 'n stuk gaan lees, bietjie daaroor gaan praat, lees, praat, totdat ons deur is. Ons gaan sommer wegspring daarso by Johannes 2 vers 13 dan. Jesus reinig die tempel hierso. En hy sê daar in vers 13, en die Pasga van die Jode was naby, en Jesus het opgegaan na Jerusalem, en hy het in die tempel gevind, die wat beeste en skape en duwe verkoop, en die geldwisselaars wat daar sit. En hy het 'n sweep van touwtjies gemaak, en almal uit die tempel uitgedrywe. Ook die skape en die beeste, en die klein geld van die geldwisselaars het hy uitgegooi, en hulle tafels omgekeer. En vir die duiweverkopers het hy gesê, neem daardie dinge hier weg, moenie die huis van my vader 'n handelshuis maak nie. En sy disippels het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir die huis het my verteer. Toe antwoord die Jode en sê vir hom, watter teken toon u aan ons, dat u hierdie dinge doen? Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek dit opbou. En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en u sal dit in 3 dae oprig, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle het die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. En toe hy in Jerusalem was, op die Pasga gedurende die fees, het baie aan sy naam geglo, omdat hulle die tekens gesien het wat hy doen. Maar Jesus self het hom aan hulle nie toevertrou nie, omdat hy almal geken het en omdat hy nie nodig gehad het dat iemand van die mens sou getuig nie, want hy self het geweet wat in die mens is. Ek wil julle net vinnig 'n kaart wys. Johan het begin met die kaart en soos wat ons gaan lees deur Johannes, gaan ons op en af beweeg met die kaart en ons gaan veranderings aanbring. Nou, waar ons op hierdie oomblik is, Johan het laasweek afgesluit met Kana, toe Jesus in Kana was en hy die water in wyn, amper sê ek die water in bloed verander, die water in wyn verander. En daar staan heel op die einde van daai gedeelte, hy en sy broers en sy disippels het toe oorgegaan na Kapernaum toe. Nou, Jesus is in Kapernaum en hy kom van daar af na die tempel toe. So ek het daai rooi lyn wat ek daar getrek het, en die tempel is in Jerusalem, is plus minus 200 km wat hulle loop om van Kapernaum te kom, wat aan die bokant van die see van Galilea is, en dan af te gaan tot in Jerusalem, 200 km wat hulle loop. So dit is waar ons dan nou is, ons is daar in Jerusalem. Ek wil dan van vers 13 af begin. Hy sê daarso, en die Pasga van die Jode was naby, en Jesus het opgegaan na Jerusalem, en hy het in die tempel gevind, die wat beeste en skape en duwe verkoop, en die geldwisselaars wat daar sit. Nou, Jankie, jy kan aanbeweeg daarso. Hierso het ek 'n prentjie opgesit van hoe die tempel gelyk het in daai jare en daai dae. En julle sal sien daarso waar ek die mooi besie en die skapie ingeteken het. Dit is die area, dit is die Court of the Gentiles, soos hulle dit genoem het, waar die mense wat nie Jode self was nie, kon ingaan en om te aanbid. En dit is in daai areas dan, wat hierdie klomp hulle beeste en hulle skape verkoop het en die geldwisselaars was. En die gebruik daarvan het so algemeen geraak, dat niemand meer snaaks gedink het, dat daar handel gedryf word nie, dat dit eintlik 'n markplein geword het. Dit was nie meer net die tempel van God nie, maar daar's besigheid gedoen daarso. En selfs vir die priesters en die fariseërs wat so, ek wil amper sê heilig was op hoe wette en reëls toegepas moet word, selfs hulle het dit toegelaat. Jy sien, en dit het my die vraag laat vra toe, as hulle wat daai tyd so wetties was en op die wet gegaan het, nie meer die onderskeid kon tref nie, hoe maklik kan dit nie in ons lewens gebeur, dat ons goeders in ons tempel, in ons liggame, begin toelaat, wat nie reg is nie, wat nie daar hoort nie. Jy sien, ons raak so maklik gewoond aan iets, en dit kan enige iets wees van 'n reeks wat ons op TV kyk, musiek wat ons luister, sekere mense wat op 'n sekere manier praat, wat nie God eer nie, en ons raak gewoond aan dit.
Wanneer ons in die mense se geselskap is, pla dit ons nie meer nie. Maar ons neem dit in, ons laat al hoe meer en meer laat ons toe. Ons raak gewoond daaraan. Weet, en so gaan dit vergewensgesindheid. As ons moet vergewe en ons doen nie, dan raak jy gewoond daaraan om nie te vergewe nie. As jy jaloesie het en jy deel nie daarmee, jy kry dit uit jou liggaam uit nie, dan begin jy gewoond raak daaraan, dit raak deel van jou, en dit raak op so 'n plek dat dit later nie 'n probleem is in jou liggaam nie, of vir jou nie. Ander ding wat ek hier opgesit het is, om net 'n goeie voorbeeld te gee, is Halloween. Ons weet Halloween is nie reg nie. Maar nou gebeur dit dat daar by ons skole 'n Halloween dag gehou word. En hulle kan iets snaaks aantrek en R10 betaal en dit is 'n manier van fondsinsameling vir die skole. So nou moet ons as ouers sê, ja, maar okay, dit is nou maar, dis vir 'n goeie doel. Dis 'n goeie doel, dis hoekom hulle dit wil doen. Hulle aanbid nie regtig vir Satan, deel van daai goeters nie. Die probleem is ons laat besigheid, mammon, ander dinge toe in ons liggame, in ons lewens. Ons laat dit inkruip daar. En jou lewe raak 'n markplein vir enige iemand om in te kom en enige iets om 'n invloed op te hê. En ek sit so en ek dink en ek besef ons moet 'n factory reset knoppie hê. Dis wat ons moet hê. Ons moet kan weet, ons moet kan erken of herken wanneer daar goeders is wat nie in ons tempel op hierdie gebedsarea van ons, waar ons worship en waar ons tyd met die Here spandeer, wat daar begin indring. En ons moet daai factory reset knoppie kan druk. En die vraag is dan nou, wat is die factory reset knoppie en waar kry jy hom? Hoe kom jy op hom af? Nou kom ons kyk wat doen Jesus. In vers 15. Hy sê daarso, en hy het 'n sweep van touwtjies gemaak en almal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste en die kleingeld van die wisselaars het uitgegooi en hulle tafels omgekeer. En vir die duiweverkopers het hy gesê, neem hierdie dinge hier weg, moenie die huis van my Vader 'n handelshuis maak nie. Nou, ek wil net vinnig oorgaan na Markus 11 vers 17 toe. Daar staan, en hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe nie? Is daar nie geskrywe nie? Daai is ons factory reset knoppie. Is daar nie geskrywe nie? Wanneer ons nie seker is oor iets nie, gaan ons terug woord toe. Wanneer ons voel, ek is besig met my eie idees en my eie gedagtes, moet ons terug gaan woord toe. Die woord van God was en sal vir altyd jou factory reset knoppie bly. Dit sal vir altyd vas staan soos wat hy daar staan. Daar sal nooit verandering kom nie. Dit sal ons altyd terugbring van waar ons moet wees. Jesus sê vir hulle, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir die nasies. Maar julle het dit 'n rowerspilonk gemaak. En een van die dinge hoekom hy dit gesê het is, daar was daai tyd vreeslik baie verskillende soorte muntstukke gewees en hulle het verskillende metale gebruik om hierdie muntstukke te druk. Party metale was ligter gewees as ander, party was swaarder gewees en hulle het nie soos wat ons vandag het as jy ek weet nie wie onthou die ou R1 muntstukke nie. Daai dik, swaar, groot R1 muntstuk was daai tyd net soveel werd soos 'n klein R1 muntstuk wat jy nou het, dis R1. Daai tyd het hulle met gewig gewerk. En dis hoekom daar verskillende metale was. So hulle het 'n tempel muntstuk gehad. Wanneer die klomp kom om te aanbid in die tempel een keer 'n jaar, moes hulle dan 'n tempel muntstuk betaal, tempel tax, tempelbelasting wat hulle moes betaal om in te kan kom. So hulle het dan nie toegelaat dat mense met hulle snaakse klei gedrukte coins of wat ook al dit mag wees, nikkel of stowwe wat hulle gebruik het wat lig is nie. Hulle het dan 'n skaal gehad. En hulle het 'n tempelmunt op die skaal gesit in hierdie kant en dan het die mense van hierdie muntstukke van hulle begin gooi tot die ding uitbalanseer. Dan sê hulle vir right, hierso is jou tempelmuntstuk, jy kan nou gaan betaal, jy kan ingaan. Nou die probleem is daarso, dat hulle het skelm geraak. Hulle het daai skale begin aanpas, jiphou. Ek weet nie wat is 'n mooi woord vir jiphou nie. Manipuleer. Hulle het die skale gemanipuleer. Sodat hy al hoe swaarder en swaarder moes weeg. Daai mense moes al hoe meer van hulle coins ingooi om dan 'n tempelmuntstuk te kon kry. En dis die rede hoekom Jesus hier sê, en ons lees so baie, veral in Spreuke lees jy ook, van jy moet reg weeg, die skale moet reg weeg. Dit is vir God baie belangrik, dat ons eerlik en opreg beweeg en besigheid doen in ons lewens. Hy sê daar in vers 17,
En sy disippels het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir die huis het my verteer. Nou dit kom uit Psalm 69 vers 10 uit. Hy sê daar, want die ywer van die huis het my verteer en die smaathede wat u smaad het op my geval. En ek gaan kyk toe, wat is hierdie ywer? Wat beteken ywer? En in Engels praat hulle van zeal, the zeal for the house of the Lord. En zeal is 'n brandende of 'n intense begeerte of entoesiasme. En as dit na die woord toe geskei word, beteken dit besorgdheid oor die tempel van God. 'n Intense besorgdheid dat die aanbidding daar rein moet wees. En op so 'n wyse dat dit God sou goedkeur. En een van die wyses waarop ons 'n ywer of 'n liefde vir die koninkryk van God kan kweek of kan bou, is om gedissiplineerd en consistent te wees. Jy moet kan gaan sit en jy moet gedissiplineerd kan wees en sê ek gaan lees. Ek is besig om 'n liefde te bou vir die woord van God en om toelaat om met jou te praat. Ons is so baie vinnig, ons is vinnig om gou te bid. Ek wil net gou bid vir die Here sê, dankie vir hierdie dag, dankie dat ons veilig is, dankie vir dit, ons vra vir dit, ons vra vir dit, en ons sê amen en ons gaan. Ons het gehoor wat sê Fransson nou toe hy vir ons daai stukkie gelees het uit Johannes 14 uit. Jesus gaan hom openbaar aan ons, maar ons moet indruk. Ons moet gedissiplineerd kan wees. Ons moet 'n ywer in ons kan opbou, opwerk vir sy koninkryk, vir die woord van God, vir sy tempel. En ek het 'n getuienis wat ek wil deel. Ek en Lisel sit in, sy moet my nou help, waar is sy? 2010. Kan nie onthou nie, daar iewers. Sit ons in 'n gemeente, en daar preek 'n pastoor die oggend, 'n vurige ou homie, hy's aan die brand, daai ziel vir die koninkryk van God is dubbel in hom. En hy preek so oor hoe mens die kerk moet bywoon en in die woord moet wees en al hierdie dinge, en hy maak 'n uitnodiging daai dag. Hy sê, as jy wil sien hoe die Here jou lewe verander na hom toe, koninkryks georiënteerd, 'n liefde vir die woord, homself openbaar aan jou, dan wil hy nou 'n uitnodiging maak. Hy wil ons uitdaag om vir die volgende 6 weke nie een diens te mis by die gemeente nie. En ek en Lisel het mekaar gekyk en ons het besluit hierdie klink goed. Ons staan op en hy sê, right, julle staan nou op. Die deal is, as jy kinders siek is, kom jy kerk toe. Jy kom met jou siek kinders, kom jy kerk toe. As skoonma of skoonpa, in ons geval, hulle bly in Middelburg daai tyd, ons ry elke tweede naweek Middelburg toe. Nee, hulle kom nou hier kuier. Ons moet hier wees in hierdie diens. As hulle by ons kuier, dan het ons gesê, nee, maar ons maak 'n lekker brunch, ons gaan nie nou vanoggend kerk toe gaan nie, ons was mos laasweek daar. Nee, hulle kom saam, en as hulle nie wil saamkom nie, dan kom julle alleen. Maar jy commit om vir 6 weke in 'n ry in die dienste te wees, deel te neem, saam te worship, raak betrokke. En jy gaan sien hoe gaan die Here 'n ding in jou lewe doen, 'n verandering bring, 'n vlammetjie wat daar is, gaan 'n brandende vuur word. En ons het gesê is reg, ons wil dit doen. Ons het ervaar dis wat ons moet doen. En ek onthou ons het kerk bygewoon en ons het bygewoon en 3 maande later sit ons een oggend en vir mekaar en kyk en ons sê, wanneer is die 6 weke verby? Toe besef ons sit vir 3 maande, het ons nie een Sondag gemis nie. Jy sien die oomblik toe ons daai dissipline begin inbring in ons bywoning by die gemeente, toe ons consistent is in wat ons doen, laat dit 'n routine vir ons word. Toe sit ons 3 maande al, wat ons nie 'n diens gemis het nie, en ons het dit nie eens agtergekom nie. En daar het die Here 'n werk in ons begin doen, wat net hy kan doen. Maar dit was nodig van ons, om vorentoe te tree, om te sê, Here, hier's ek is hier vir u koninkryk. Ons beweeg aan hierso, na vers 19 toe. Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. Die Jode sê 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en u sal dit in 3 dae oprig, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Jy sien, hoe benader ons liggame en wat laat ons toe? As kind was dit vir my vreeslik moeilik om te verstaan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, want ek was nie as kind baie lief vir myself gewees nie.
Ek was gespot, ek het klein ore, ek het sproete gehad, my kuif was verkeerde kant toe gewees, ek het groot kneekoppe gehad en klein kuite, so dinge het nie lekker gewerk vir my nie, so ek het nooit hierdie verstaan nie. Hoe kan ek vir myself lief wees? Totdat ek op 'n plek moes kom wat ek besef het, maar my liggaam is die tempel van God. God wil in my bly. God bly in ons. Nou, hy wil in ons bly, hy bly in ons. Maar hy wil hê jy moet hom toelaat om daar te wees. En net om dit bevestig, kom ons kyk na 1 Korintiërs 3, vers 16 en 17. Hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. En dis waar my vraag inkom. Het ons dieselfde ziel, ywer, daai intense begeerte vir die versorging van ons liggame, soos wat Jesus vir sy Vader se huis gehad het, soos wat hy vir die tempel gehad het daar? Ons moet dieselfde ywer hê as wat Jesus daar tentoongestel het. Ons moet die goed wat nie daar moet wees nie, moet ons uitjaag en wegjaag. En ons moet ons liggame, nie net vlees nie, maar gees en siel moet ons voed met die regte dinge. Ons moet nie toelaat dat daar verkeerde goedjies inkom nie. Hulle was daai tyd het hulle gesê nee, maar weet ons moet gaan offer in Jerusalem by die tempel, so ons kom ons vat nie ons eie skaap saam nie. Kom ons vat nie ons eie bees nie, ons eie duif nie. Ons kan ons daar kry. Ons kry daarso. Nee, kom ons vat ons eie goeders. Kom ons sit ywer in, kom ons werk, kom ons bou in dit wat die Here vir ons wil doen. Dit bring ons by ons tweede gedeelte. En dit is waar Jesus onderrig Nikodemus aangaande die wedergeboorte. En dis dan Johannes 3, vers 1 tot 21. Ek gaan hom vir ons lees hierso. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie terug 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge wees? Hoe kan dit gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie? Voorwaar ek sê vir jou, ons spreek van wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Ek wil net 'n slukkie water gryp. Hierdie geleesery werk in die keel. Ons vat hierdie gedeelte van vers 5 af en
Jesus sê daar vir Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Nou, ek gaan kyk na hierdie water, en die water waarvan Jesus hier praat, is die doop van Johannes. Nou die doop van die Johannes was daai tyd, dit was die gebruik van die Jode gewees, om mense wat die heidene, die volke wat nie Jode was nie, wat nie God gedien het nie, het hulle dan, wanneer hulle die Joodse geloof aanvaar het, en dieselfde pad begin stap het, is hulle dan gedoop, daai mense, en hulle is gedoop, en hulle is verklaar dat hulle deel is van die Joodse geloof. En dis bevestig. Nou, hier kom Johannes, en hy doop nie net heidene nie, maar hy doop Jode, wat klaar deel is van die volk van God. En hy sê vir hulle, bekeer julle, en laat julle doop. En dit was vir die mense van daai tyd baie vreemd gewees. Weet, hulle het fariseërs en sadiseërs en allerhande priesters en goed uit Jerusalem uitgestuur na Johannes toe, om met hom te gaan praat, julle sal onthou. En vir hom sê, wat maak jy, en wie se naam, wie is jy? Hoekom doen jy hierdie doop? En wat vir ons belangrik is, om te weet, is dat Johannes sê ons, hy kom vooruit, hy berei die weg, vir die een wat na hom kom. So daar het Johannes begin, om dat almal wat leef, 'n bekering moet hê, en deur die doopbad moet gaan. So die doop alleen, die water alleen is nie jou redding nie, ons weet dit. Maar dis 'n pakkie. Wanneer jy jou bekeer van jou sonde, van jou verkeerde weë, en jy wil aan Jesus gehoorsaam wees, en sy weë volg, en sy gebooie bewaar en lief hê, is die doopgedeelte deel van die pakkie. So Jesus praat hier van wedergeboorte. Hy praat van bekering van verkeerde dinge. Die tweede ding wat hy noem is gees. En dit is doping met die Heilige Gees. Nou die doping van die Heilige Gees, weet ons, Jesus sê dit word deur hom. Hy doop met die Heilige Gees. Ek dink Johannes het dit van Jesus gesê. Hy doop met die Heilige Gees. So, dis nou wonderlik. Nou het jy besluit, jy kom tot bekering, en jy het jou laat doop. Nou het ons nog iets nodig. Nou het ons nog die doping van die Heilige Gees wat ons ook nodig het. Sodat ons deur sy krag ons tempels kan skoonhou. Laat ons deur sy krag sondes kan oorwin. Dinge wat nie reg is in ons lewens nie, om sterk te bly in die koninkryk, om staande te kan bly, het ons die krag van die Heilige Gees nodig. In vers 8 daar sê Jesus, die wind waai waar hy wil, en jy is nie seker waar hy vandaan kom of waarheen hy gaan nie. En ons sien dit, ons ervaar dit, as daar 'n ligte briesie waai, sien jy die blare wat te mooi waai, en jy weet nie waar hy vandaan kom nie, maar ons sien nie resultate van die wind wat waai. Daar is dalk 'n groot storm, en hy waai dakke af, en jy sien die dakke gaan, jy kan sien waartoe hulle gaan, maar nie tot waar nie. En jy weet ook nie regtig waar die wind vandaan kom nie. En so is dit met die Gees ook. Ons kan nooit ten volle begryp hoe die Heilige Gees jou siel en jou gees kan kom en verandering bring. Die hart van klip wat daar is, sag maak en vir jou hart van vlees insit. Waar daar haat vir mense is, het jy ewe skielik liefde vir mense. Geen dokter of enige iemand wat jou kan oopsny, kan jou siel of jou gees sien nie. So hulle kan nie daaraan werk nie, dis onmoontlik. Net die Heilige Gees kan ek doen. Net hy het die vermoë om binne in jou in te gaan en daai verandering, daai heel maak, daai genesing, daai oprigting te bring. Dit is my so mooi, die volgende gesegde is van Charles Spurgeon, en hy sê, the greatest of all miracles is the salvation of a soul. En dit sê net vir my, hoe belangrik die Heilige Gees in ons lewens is. Laat ons hom nie moet afmaak as net nog ietsie nie. Ons kan nie 'n Christelike lewe lei as die Heilige Gees nie welkom in ons is nie. As ons hom bly sê nee, wag, as hy sê vir ons doen iets, vergewe hier, moenie jaloers wees nie, gaan sorteer hierdie probleem uit. En ons bly hom onderdruk, tot op 'n plek waar ons hom nie meer hoor nie, waar hy nie meer in ons lewens werk nie. Nou, kom ons kyk na vers 9 daarso. Nikodemus antwoord en sê vir Jesus, hoe kan hierdie dinge gebeur? Hoe kan dit wees? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet nie hierdie dinge nie.
Voorwaar ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig wat ons gesien het en julle neem ons getuienisse nie aan nie. Daai vers 11 het 5 onsse wat Jesus daarvan praat. Daai sê 5 keer sê hy ons. Jy sien, niemand van ons getuig alleen nie. Dis hoekom as daar getuie is jy 'n ooggetuie van iets wat gebeur het. Waar 2 of 3 saam staan, so sal dit wees en daar sal die Here wees. En so sê Jesus ook hierso, ons, hy praat van ons hierso. Hy praat hierso nie net van homself nie, maar hy praat van die Heilige Gees wat saam met hom getuig. Hy praat van God wat saam met hom, God die Vader wat saam met hom getuig en Johannes die Doper wat ook bygekom het, wat dieselfde dinge getuig en van praat as wat Jesus van praat. En Jesus sê vir Nikodemus, maar julle luister nie eers na hom nie. Maar ons weet waarvan ons praat, ons sien hierdie dinge gebeur, ons sien hoe mense se harte verander en draai. Jesus sê in vers 12 vir hom, as ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Is dit nie amazing nie, nee, dat dit vir ons so moeilik is baie keer, om net aardse dinge te verstaan. Hoe daai sluier wat van ons oë moet afkom, nog steeds daar hang, waar ons vashak in tradisies en hoe dinge moes wees en was altyd, so dit moet aanhou so wees. En ons hou vas aan daai tradisies, ons knyp vas aan dit. Ons laat nie toe dat die Here kom en daai verandering in ons bring nie. Dat daai wedergeboorte kan plaasvind nie. Ons staan soos Nikodemus en ons vra, hoe kan hierdie wees? Jesus sê, dis aardse dinge hierdie. Dit moet eenvoudig wees vir ons om te verstaan. Wag tot ek julle van die hemelse dinge vertel. Dan sit vers 19, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke geopenbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Ek lees hierdie gedeelte, en ek lees die week 'n paar artikels, wat ek net weer sien, hoe afgesny ons is, baie keer, en wat se guns oor ons lewens in Suid-Afrika is, as Christene. Daar is, net in die week wat verby is, die laaste 2 weke, in Kongo, in Afrika, is daar 70 Christene onthoof, net omdat hulle Christene is. Hulle het mense gevat, uit hulle huise uit, in hulle kerk gaan indruk, en hulle is onthoof, almal van hulle, omdat hulle Christene is. Dis mense daai, wat nie Jesus verraai het nie. Almal wat deel was van daai gemeente, het dieselfde oorgekom. Nie een het weggehardloop en gesê, nee, ek het net gespeel, ek het net grappies gemaak nie. Daai mense is ernstig oor die woord van God. Hulle is ernstig oor die ewige lewe. Hulle is ernstig oor die gebooie van Jesus. Hulle het die gebooie van Jesus lief. Daai mense wat onthoof is by Jesus nou. Hoe amazing is dit nie? Hoe amazing is dit nie? Maar ek vra myself al mekaar af, sou so iets hier by ons moet gebeur? Hoeveel van ons wat hier sit, gaan saam by Jesus wees? Gaan hom dalk wees, nee, hierdie is nie heeltemal vir my nie. Miskien kry ek weer 'n geleentheid, ek gaan hardloop. Ek gaan Jesus verloon. Dis ernstige goed hierdie, maar ons sukkel om dit te verstaan want ons beleef dit nie. Maar jy moet vir jouself vra, wat as ons daar kom? Wat as ons daar kom? Is ek reg? Is Jesus so deel van my lewe dat ek nie bereid is om sonder hom aan te gaan, of sonder hom te lewe nie? Ons is klaar met die tweede gedeelte. Ons begin dan met die derde gedeelte. En hierso sal julle op die kaart sien, Jesus het nou klaar in Jerusalem, en hy stap terug op daar na Enon, naby Salem, waartoe hy gaan. So, hy is weer terug op pad op boontoe Galilea, se kant toe waar hy nou op pad heen is. En dit is dan nou waar hierdie plaasvind ook.
Nog 'n getuienis van Johannes die Doper. Hierna het Jesus en sy disippels na die land van Judea gegaan en hy het daar met hulle vertoef en gedoop. En Johannes was ook besig om te doop in Enon naby Salem, omdat daar baie water was en die mense het daar gekom en is gedoop, want Johannes was nog nie in die gevangenis gewerk nie. Daar het toe van die kant van die disippels van Johannes 'n redenasie met die Jode ontstaan oor die reiniging. En hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat saam met u oor kan die Jordaan was, van wie u getuig het, kyk, hy doop en almal gaan na hom toe. Johannes antwoord en sê, 'n mens kan niks aanneem as dit nie van hom vir hom as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom, wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. Hy moet meer word, maar ek minder. Hy wat van bo kom is bo almal, hy wat uit die aarde is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Vers 32. En wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en niemand neem sy getuienis aan nie. Wie sy getuienis aangeneem het, het sy siel daarop gesit, dat God waaragtig is. Want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die Gees nie met mate nie. Die Vader het die Seun lief en alles in sy hand gegee. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toorn van God bly op hom. Johannes se disippels hou nie daarvan dat daar nou ewe skielik meer mense na Jesus toe gaan as wat by hulle is nie. Jy sien, hulle het al die aandag gekry en hulle het die rabbi gevolg wat anderste was as die ander. En hulle het, ek kan myself insien hoe hulle rondgekyk het, gedink ons het die beste rabbi gekies. Nie een van hierdie ander disippels het so goeie rabbi soos wat ons het nie. En hier kom die mense ewe skielik en hulle gaan na Jesus toe en hulle moet dink by hulle self, maar wat nou? Daai rabbi lyk my is beter en hulle gaan sê vir Johannes, hier's fout. Jy gaan nou meer mense soen toe, dan na hom toe. Maar wat doen Johannes? Hy sê vir hulle nee. Nee, ek het lankal vir julle gesê. Ek doen wat ek moet doen. Daar gaan een na my kom wat groter as ek is. En hierdie begin al van kleintyd af, in ons mense se lewens. Daai seentjie se fiets is rooier as myne. Daai een het mooier tekkies as wat ek het. En so kyk ons hou die heeltyd mense om ons dop. En dinge wat mense bereik in hulle lewens, achievements wat hulle bereik, dan kyk ons na dit en ons dink, maar ons wil ook dit hê, of hoekom het ek nie dit nie? Jy sien, ons is so besig met ander dinge, dat ons vergeet waar die Here ons roep. Ek wil vers 27 net weer lees daarso, 27 tot 29. Johannes antwoord en sê, 'n mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Julle self is my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap in my volkome. Johannes sê vir hulle, ek het vrede. Ek het vrede. Hy is dan die Christus. En so moet ons ook wees. Johannes het 'n klein tydjie wat hy daar was, maar die werk wat hy gedoen het, was om die pad voor te berei vir die koning van konings. Wat 'n amazing roeping is dit nie, om te hê nie. Maar dit was vir 'n kort tydjie en hy het dit besef. Hy het geweet, ek is hier om te doen wat ek moet doen. En dan is dit Jesus se beurt, om te doen wat hy moet doen. Ons moet elkeen in ons bane bly, waar ons geroep is. Ons moet weet waarvoor die Here ons roep en ons moet in daai roeping bly. Ons moet nie rondkyk na ander mense en dink, maar ek wil dit, ek wil dat nie. Ons moet dit waarin die Here ons roep, moet ons na die beste van ons vermoë doen, soos wat ons dit kan doen. Oor dat ons geroep is vir 'n tyd soos daai, vir 'n plek soos daai en vir 'n doel waarvoor hy ons geroep het daarso. Ek sluit af met die laaste 3 verse, 4 verse, 33, 34, 35, 36. Hy sê daarso, wie sy getuienis aanneem, het sy siel daarop gesit dat God waaragtig is. Want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die Gees nie met mate nie. Die Vader het sy Seun lief en alles in sy hand gegee.
Vers 36 hierso is my baie belangrik. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Daar staan maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God sal op hom bly. Baie mense kom na Jesus toe vir verskeie redes. Party vir 'n lekker gevoel, ek wil 'n goeie gevoel hê. Vir ander is dit sodat dit sal goed gaan met my. Vir ander is dit vrees vir die hel, jy is bang vir die hel. So jy wil nie hel toe gaan nie, so ek kies dan eerder hemel toe. Ek wil eerder hemel toe gaan. Of ons het groot geword in hoe ons glo, hoekom ons Christene is. Selfs mense wat Jesus gebruik, wat Christendom gebruik om te manipuleer. En dalk is dit in hulle persoonlike lewens, maar jy kry dit in besigheid net so baie. Ek hoor 'n storie, paar jaar terug, van 'n groot besigheidsman, wat oor besigheid praat, en hy sê, hy doen met enige iemand besigheid, behalwe Christene. En dit was nie oor dat hy gekant was teen Christene nie, maar Christene is die mense wat hom die seerste in besigheid gemaak het van enige iemand wat daar was. Want hulle kom met hierdie voorwendsel van, ons is eerlik, en jy kan ons vertrou, en alles, maar daai mense gebruik Jesus, om hulle begeertes te voed, daai vleeslike begeertes. En mense stel nie belang in Christendom nie as gevolg van dit. Hy sê daarso, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is. So dit beteken as ons in ons lewens die Seun ongehoorsaam is, as ons nie sy gebooie hou nie, dan glo ons nie werklik nie. Dit is die afleiding wat mens daar kan maak. Met ander woorde, dan sal jy die lewe nie sien nie, en die toorn van God sal op ons bly. Dit is hoekom dit so belangrik is om te doen wat Jesus sê. As jy hom volg, doen wat hy sê. En ons gaan in hierdie reeks, in die boek van Johannes, gaan ons nog by moeilike onderwerpe uitkom. Julle sien wat wil ons doen nie. Die idee is, laat ons reg deur die Bybel lees, maar vir eers die boek van Johannes. En ons wil nie gedeeltes skiep of mis nie, waar dit dalk moeilik of taai raak nie. Ons wil deur alles werk. En jy moet nou al kan besluit, is jy bereid om saam deur alles te werk? En saam gehoorsaam te wees om iets te doen of te verander in jou lewe wanneer jy hoor wat Jesus sê, wat hy wil hê ons moet ons doen rondom dit. Jy sien, gaan ons bereid wees om daai factory reset knoppie te druk van hoe ons dink dinge moet wees teenoor wat die woord van God sê hoe dinge moet wees. En vers 36 maak vir my die keuse baie maklik. Hy sê, kies net. Hy wat in die Seun glo, beteken is gehoorsaam. En onthou, nie net glo nie, jy moet gehoorsaam wees. Jy moet dade by jou, aksie by jou, woorde kan sit, nee, by wat jy glo. Daar moet, wat ek wou sê is, die duiwels glo ook. Demone glo ook dat Jesus die Seun van God is. Maar daar's nie aksie daarso nie, daar's nie 'n gehoorsaamheid daarso nie, daar kan nie meer wees vir hulle nie. En daai factory reset knoppie, wat die woord van God is, kan ons gaan kyk en ons kan dit gebruik in ons elke dag lewens. Ons kan gaan kyk na vriendskappe in ons lewens. Is ons vriendskappe Bybels? Is ons finansies, bestuur ons dit, shepherd ons dit, steward ons dit reg, volgens die woord van God, ons ouerskap, ons huwelike, besigheid, doen ons dit volgens die woord van God. Daai vers 36, is ons gehoorsaam? Ons glo in Jesus, is ons gehoorsaam? En dan het ons die lewe. En ek wil mense uitdaag, ek wil julle uitdaag. Soos wat ek en Lisel uitgedaag is in 2010, om te sê, maar ons wil iewers begin, ons wil dissipline toon, ons wil consistent wees in ons lewens, ons wil begin groei, ons wil 'n ywer vir die woord van God hê, wil ek julle vanoggend uitdaag. As iemand daai challenge saam wil doen, 6 weke, ek vra vir 6 weke, om nie 'n diens te mis in 6 weke nie, maak nie saak wat die verskoning is nie, moenie 'n diens mis in 6 weke nie, ek wil vra, steek op julle hande, steek net op julle hande. Yes. Ons maak 'n commitment vir 6 weke. Dankie julle. Dankie. Die Here is goed. Die Here is almagtig. Kom ons bid net.